Dit is Sondag 14 Julie 2020 en ons sê vir jou baie hartlik welkom by die gesamentlike diens van die Gereformeerde Kerk Sasolburg en die Gereformeerde Kerk Valpark. Ons sê ook hartlik welkom vir ander gemeentes en ander lidmate en besoekers wat by ons inskakel. Kom ons word nou stil vir die Here en dan verklaar ons saam die woorde van Psalm 19 vers 15. Mag wat ons sê en wat ons dink tog vir U aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. Amen. God groet jou nou met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons prys nou die Here deur saam te sing uit Psalm 8 verse 1, 3, 4 en 5. Ons gaan nou saam ons geloof bely en omdat dit ons gesamentlike belydenis is, moedig ons jou ook aan om dit in jou hart saam met ons te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons gebruik nou die wet van die Here om na ons eie lewe te kyk. En ons gaan in die wet van die Here kyk, soos wat 'n mens ook na jouself in 'n spieël kyk. En ons gaan onsself daaraan meet. Ons gaan dit volgende doen deur saam te lees uit Eksodus 20 van vers 1. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het.
Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n besige donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons so baie eerlik na ons lewe kyk in die wet van die Here, ons vergelyk ons lewe daarmee, en dan besef ons van net weer hoe skuldig ons staan, elkeen van ons, en hoe nodig ons 'n redder het. Kom ons vlug daarom nou in antwoord op die wet na ons redder, ons Here Jesus, wat deur sy lyding vir ons bevryding van ons sondes gebring het. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit lied 280, verse 1, 2 en 3. Ons gaan nou oor tot ons gesamentlike gebed, en Angie van der Spy gaan vanoggend vir ons voorgaan in ons gesamentlike gebed. God, ons rots wat nooit meegee nie, ons Vader in die hemel,
Dankie dat ons vanoggend voor U mag buig in totale afhanklikheid. Ons Here Jesus, dankie dat ons as gevolg van wat U vir ons gedoen het, tot ons Vader mag bid. Vader, ons vra so maklik, maar sê so dikwels nie genoeg dankie nie. Daarom wil ek vandag vir U dankie sê dat U te midde van hierdie krisis, maar sommer ook elke dag so mooi na ons kyk. Dankie dat ons saam met Valpark Gemeente vanoggend na U woord kan luister. Seën ook vir Marcel wat U woord so mooi voorberei en ook vir Dirk wat dit so getrou aan ons bring. Ek bid dat die Heilige Gees die woord vir ons sal oopbreek en dat dit sal wortel skiet. Dankie dat Dirk en Elmarie en Marcel en Jacqueline so getrou ons gemeentes en U kerk bedien. Vir ons as mense is hierdie situasie waarin ons nou is skerry, Here, en onseker en moeilik en frustrerend, maar ons het nog steeds so baie om voor dankbaar te wees. Here, wees ook asseblief by ons kinders wat nou al lank by die huis is en bang is en dalk moeg is. Ook met die graad 7's, Here, en die graad 12's wat nou terug skool toe is. Here, wees met die onderwysers en ons frontline workers wat onder baie stres gebuk gaan, Here, en moeilike omstandighede. Gee tog dat ons hulle ook erkenning sal gee en ook daar sal wees vir hulle en ons kant sal bring. Behoed ons, Here. Behoed en bewaar hulle asseblief, Here. Wees ook asseblief by hulle ouers, die kinders se ouers, Here, en vertroos hulle en voorsien asseblief van elke familie wat dalk tekort skiet aan wat hulle nodig het om aan hul families genoegsaam te voorsien. Ai, Here, dit is vir ons tog so swaar as ons nie genoeg het om aan ons geliefdes te gee nie. Help ons ook om in hierdie tyd uit te reik na mekaar, Here. Wees ook asseblief met elke gemeentelid in Valpark Gemeente en Sasolburg Gemeente, Here, wat gebuk gaan onder finansiële stres, depressie, Here, siekte en dood en allerlei bekommernisse. Ek vra dat U ook met ons ouer mense sal wees, wat dalk afgesny voel en eensaam. Vertroos hulle, Here. Gedurende hierdie krisistyd, Here, kan ons so maklik vergeet van mekaar se ander probleme. Here, wees ook asseblief met ons onderskeie kerkrade wat die leiding moet neem in hierdie tyd. Dankie dat U sulke mooi goed laat gebeur in ons gemeente en ook in die Valpark Gemeente, Here. Dankie dat die Vlamvat span en ouderlinge en die jakens en ook elkeen wat nog so hard werk vir U gemeente, dat U dit moontlik maak. Ek bid dat U hulle sal aanhou seën en U wil aan hulle bekend sal maak. Stuur tog asseblief ook die regte leiers op ons pad, Here, waar daar nog vakante posisies is. God, U is so goed vir ons. Ek bid dat U ook ons sal lei om ons lig veral nou in die wêreld te laat skyn. Ek bid vir ons land se leiers, Vader, dat hulle tot inkeer sal kom waar dit nog nodig is en werklik leiding sal neem. Ek bid dat daar tog goue teenstof sal kom en dat almal wat swaar kry tog gou hulp sal kry. Here, ons wêreld is stikkend. Help tog asseblief gou, Here. Jesus, laat U Jesus liefde asseblief dringend en aanhoudend onder ons heers en dat ons mekaar in ons gemeentes, vriendekringe en in die land en wêreld altyd met liefde en deernis sal hanteer. Vergewe ons asseblief, Here. Ons sondig so baie. Ons het mekaar dikwels nie lief nie en ons doen U naam dikwels oneer aan. Sien asseblief vir Marcel en Dirk en hulle families dat hulle gesond sal wees, fisies en geestelik, en dat ons hulle altyd in liefde sal ondersteun. Here, ek bid hierdie in totale afhanklikheid van U genade. Amen. Voor ons nou saam na die woord van die Here luister, kom ons sing uit Lied 190 vers 1 en Lied 191 vers 1. Heilig,
Ons gaan vanoggend verskeie gedeeltes lees uit Rigters 6 en 7, wat ek vir ons sal aankondig, soos wat ons by dit kom. Die eerste gedeelte wat ons lees is Rigters 6, vanaf vers 1 tot 16. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel, en daarom het hulle langs die bergstroopies in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestrooi. Hulle het die Israeliete arm laat word. En toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En hy het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle, en ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here, julle God. Julle mag nie die gode dien van die Amoriete in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die Abiesri. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n pastyd, waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toegedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waarin ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. In die volgende gedeelte in Rigters 6 vers 17 tot 32 sien ons onder andere dat Gideon vir die Here 'n wonderteken vra, en wat die Here dan ook vir hom gee, en so besef Gideon is werklik die Here wat met hom praat. En dan lees ons ook hoe Gideon sy pa se altaar en gewyde paal vir Baal afbreek, en hoe hy 'n altaar vir die Here bou. Die stad Ofra was so kwaad daaroor gewees dat hulle vir Gideon wou doodmaak. Dan lees ons verder in Rigters 6 vanaf vers 33. In daardie tyd het die hele Midian en Amalek saam met ander mense uit die ooste bymekaar gekom en deur die Jordaanrivier getrek. Hulle het in die Jezreel vlakte kamp opgeslaan. Die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem, en hy het die ramshoring geblaas en die Abiesriete opgeroep om hom te volg. Hy het ook boodskappers na Manasse, Aser, Sebulon en Naftali toegestuur, en hulle ook opgeroep om hom te volg, en hulle het almal
by mekaar gekom. Dan lees ons in die volgende gedeelte hoe Gideon nog 2 tekens van die Here vra. Ons ken dit baie goed met die vlieswol en die dorsvloer, wat die Here ook vir hom gee. En dan lees ons in Rigters 7 vers 1 en 2. Jeribaal, dit is Gideon en al sy manne het vroegmôre klaargemaak en kamp opgeslaan by En-Garot. Die kamp van Midian was noord van Gideonsin en die vlakte by Waaseershoogte. Die Here het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Dan sien ons in die volgende gedeelte hoe God Gideon se manne verminder van 32.000 tot net 300. En dan lees ons verder vanaf vers 8. Gideon hulle het al die kos en die ramshorings gevat en toe het hy die ander almal huis toe gestuur. Hy het net die 300 by hom gehou. Die kamp van die Midianiete was teenoor hom in die vlakte. Die nag het die Here vir hom gesê, kom, ga na die Midianiete se laar toe. Ek gee hulle in jou mag oor. Maar as jy bang is om hulle aan te val, moet jy en jou slaaf Pira eers in hulle kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan sal jy moed skep en hulle aanval. Gideon en sy slaaf Pira is toe so wat 50 tree in die Midianiete se kamp in. Die Midianiete, die Amalekiete en die ander mense uit die ooste wat die vlakte ingeval het, was so baie so springkane en die kamele kon nie getel word nie. Hulle was so baie soos die sand aan die see. Gideon het in die kamp ingekom, net toe 'n man van sy maat hierdie droom vertel. Ek het gedroom, het hy gesê, daar kom 'n ronde garsbrood in ons laar ingerol. Die brood het tot by die tent gerol, daarteen gestamp en dit laat omval. Die brood het die tent omgestamp en die tent het in mekaar getuimel. Die maat het geantwoord, dit is beslis die swaard van die Israeliet Gideon, seun van Joas. God gee Midian en sy hele leer in Gideon se mag oor. Toe Gideon die droom en sy uitleg hoor, het hy die Here gedank en na die Israeliete se kant toe teruggegaan en gesê, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. Gideon het die 300 man in 3 groepe verdeel en aan elkeen 'n ramshoring en 'n leë erdekruik met 'n fakkel daarbinne gegee. Toe sê hy vir sy manne, let mooi op wat julle moet doen as ek by die onderpunt van die kamp kom. Moet julle doen wat ek doen. As ek en almal by my die ramshoring blaas, moet julle almal wat rondom die kamp is dit ook doen. En dan moet julle uitroep vir die Here en vir Gideon. Gideon en die 100 man by hom het tot by die onderpunt van die kamp gegaan. Dit was in die nag, aan die begin van die middelste wagaflos. En die wagte was net klaar omgeruil. Toe blaas Gideon hulle die ramshorings en breek die erdekruike. Al 3 afdelings het dit gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerhand gehou en die ramshorings met die regterhand om dit te blaas. Toe roep hulle die swaard van die Here en Gideon. Hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. Toe die 300 man die ramshoring blaas, het die hele kamp op die vlug geslaan. Hulle het geskreeu en gehardloop, en toe het die Here dit bewerk dat hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. Die kampse mense het gevlug tot by Betsita, na Sereda se kant toe, tot by die grens van Abel-Mehola, naby Tabat. Ons lees tot sover. In ons fokusverse fokus ons vanoggend op hoe God sy visie vir die Israeliete of sy plan vir die Israeliete al hoe duideliker aan leier Gideon bekend maak. Ons fokusverse is Rigters 6 vers 12, 14 en 16
In vers 12 lees ons, die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Vers 14, toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe ek stuur jou. Vers 16, die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Dan fokus ons ook op hierdie woorde in Rigter 7, vers 9 tot 11, en ook in vers 15. Vers 9 tot 11, die nag, het die Here vir hom gesê, kom, gaan na die Midianiete se laar toe. Ek gee hulle in jou mag oor. Maar as jy bang is om hulle aan te val, moet jy en jou slaaf Pura eers in hulle kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan sal jy moed skep en hulle aanval. En dan die resultaat, vers 15, toe Gideon die droom en sy uitleg hoor, het hy die Here gedank en na die Israeliete se kamp toe teruggegaan en gesê, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. Ons tema volgend, God se visie van die toekoms, motiveer en inspireer ons om doelgerig oor te gaan tot aksie. Vanoggend gaan ons sien hoe belangrik dit vir 'n gemeente is om God se visie vir sy gemeente te verstaan en doelgerig na God se visie te werk. So wat bedoel ons met God se visie? Ons kan dit hiermee illustreer. Sien jy die duidelike prent van die pad vorentoe in die vergrootglas? Dit is 'n visie. Dit is 'n duidelike prent van die pad vorentoe vir 'n gemeente, of ons kan ook sê die toekoms vorentoe van 'n gemeente wat God vir die leiers gee. En waar kry leiers hierdie visie van God vir sy gemeente? Ons kry dit binne onder leiding van die Heilige Gees uit die Bybel. Die visie mag nooit leiers se eie idees of sy eie voorkeure wees van hoe Jesus se gemeente behoort te lyk nie. Nee, ons Here Jesus as hoof van die kerk bepaal in sy woord hoe sy gehoorsame gemeentes moet lyk. En daarom noem ons dit nie ons visie nie, maar God se visie vir sy gemeente. Hoekom soek leiers 'n duidelike prentjie of 'n visie van hoe God se gemeentes moet lyk in die toekoms? Dis omdat geen gemeente ooit volmaak is nie. Daar is by elke gemeente altyd ruimte vir verbetering. Ons kan altyd steeds meer gehoorsaam wees aan God se woord. En soms dan gaan 'n gemeente ook agteruit. En dan kan ons op die punt kom waar ons besef, maar iets sal moet verander. En om so te verander, soos God dit wil, dit gebeur nie van self nie. Ons as sondige mense hou meestal daarvan om te bly soos ons is. Ons hou nie van verandering nie. En daarom gebruik goeie leiers God se visie om vir die gemeente te wys hoe hy wil hê die gemeente moet lyk in die toekoms. En dit inspireer en motiveer gemeentes en trek hulle saam om te verander. En goeie leiers stel ook strategieë en aksieplanne in plek om hierdie visie van God te bereik. Want dit gebeur nie van self nie. Dit gebeur ook nie sommer oornag nie. En daarmee sê ons glad nie dat 'n gemeente se toekoms in ons hande is nie. Nee, dis natuurlik in God se hande. En dis net as die Here wil en ons lewe dat daar enigstens 'n toekoms sal wees. So leer ons in Jakobus 4 vers 15. Maar die Bybel leer ons terselfdertyd ook dat God leiers roep. En dat hy vir hulle 'n visie of 'n
plan van die toekoms gee. En dat leiers ook God se visie gebruik om mense tot aksie op te roep en mense te motiveer om uiteindelik hierdie visie van God te bereik. En dit is presies wat ons sien in hierdie stuk geskiedenis van Gideon wat ons lees hier in Rigter 6 en Rigter 7. Kom ons ontdek dit saam. Ons gedeelte begin deur te vertel dat die Israeliete vir 7 jaar in die mag van die Midianiete was. Hierdie Midianiete was 'n woestynvolk wat afstammelinge was van Abraham se tweede vrou Ketura. Ons sien verder dat die omstandighede tydens hierdie 7 jaar onder die Midianiete in Israel haaglik was. In vers 2 lees ons die Midianiete het die Israeliete hard behandel. En daarom het baie van die Israeliete nie meer in hulle huise gebly nie, maar hulle het langs bergstroopies gaan bly en in grotte en in ontoeganklike plekke. Baie van hulle het basies soos vlugtelinge geleef. Ons sien dat die Midianiete het al die opbrengste van die Israeliete se saailande vernietig en al hulle vee doodgemaak. Hulle het ook met hulle eie troppe vee kom deur die land Kanaan trek en die hele land kaal gestroop. En dit alles het die Israeliete arm laat word. Hulle het amper niks oorgehou nie. Ekonomies was die Israeliete dus uiteindelik in 'n resessie en diep in die moeilikheid met baie donker vooruitsigte, soos wat baie van ons en baie mense oor die wêreld ook in hierdie tyd beleef. En dan lees ons in vers 6 en 7 dat die Israeliete die Here om hulp geroep het. En dis al 'n baie goeie beginpunt, gebed. En dis ook een van die voordele as dit met mense swaar begin gaan, soos wat ons ook nou in hierdie krisistyd beleef. Mense soek baie keer weer die Here op, soos die Israeliete bid mense weer. En nou sien ons in antwoord op die Israeliete se gebede, stuur die Here 'n man wat onder hulle as 'n profeet begin optree. So lees ons in vers 8 tot vers 10. Hulle smeek die Here om hulp teen die Midianiete en die Here stuur 'n woordverkondiger na hulle. Nou wie die profeet was, sê die Bybel nie vir ons nie. Ons lees wel so ietsie van sy boodskap, sy preek. Hy verkondig eers hoe God die Israeliete uit Egipte bevry het en hoe hy vir hulle hierdie beloofde land Kanaan gegee het. En dan verkondig die profeet hoe God hulle uitdruklik beveel het om nie die Amorite se gode te dien nie, maar dat die Israeliete nie geluister het nie. En dis die rede hoekom hulle nou hierdie onderdrukking en hierdie haglike omstandighede onder die Midianiete beleef. Lees dit wat die profeet vir hulle verkondig reeds eintlik in die heel eerste vers van hoofstuk 6 nie waar nie. Daar staan die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Die Israeliete se probleme was dus veel groter as net onderdrukking deur die Midianiete en vlugtelingskap en vernietiging van hulle produkte en armoede. Hulle was geestelik bankrot. Die Israeliete het hulle vertroue in allerlei afgode geplaas en nie in die Here nie. So was hulle skreiend ongehoorsaam aan hom. Ons lees in hoofstuk 6 vers 25 dat selfs Gideon se pa Joas vir Baal 'n altaar en 'n gewyde paal opgerig het. Toe Gideon uiteindelik die altaar en die gewyde paal afgebreek het, wou die hele stad Ofra hom doodmaak. Sien jy hoe bitter ver
hierdie Israeliete geestelik agteruit gegaan. En juist daarom stuur die Here sy profeet en antwoord op hulle gebede om hulp, om hulle op te roep tot bekering. Dit is die eerste en die belangrikste hulp wat hulle nodig het. Bekering. En so kan dit ook met ons as individue en as gemeentes gebeur. Ons kan ook ten spyte van God se wonderlike verlossing deur Jesus en van sy belofte van die ewige lewe, soms ook soos die Israeliete geestelik agteruit gaan. Ons opgewondenheid oor die heerlike evangelie van Jesus en ons liefde vir God kan vervlou. Die vuur in ons harte vir God en vir sy koninkryk en vir sy kerk kan afkoel. En dan kan ons partykeer ook ons vertroue in allerlei ander dinge begin plaas, al ons hedendaagse afgode. En dan moet God ook soms 'n virus en 'n lockdown en 'n resessie gebruik of ander beproewings in ons lewe gebruik. Ook sy woord vir ons stuur om ons weer op ons knieë te dwing en ons tot bekering te dwing. Maar ons sien hier in Rigter 6 en 7, die Here gee ook nog meer in antwoord op die Israeliete se gebede om hulp. Hy stuur nie net 'n profeet wat hulle eers oproep tot bekering nie, maar God roep ook 'n leier om die volk te red uit die mag van die Midianiete. In vers 12 sê die engel van die Here vir Gideon daar by die pas, kyk, die Here is by jou, dapper man. Dit is nogal ironies. Gideon kruip weg vir die Midianiete daar by die pas kyk. En die Here spreek hom aan as dapper man. En nou moet ons Gideon se antwoord hoor. Hy sê daar in vers 13, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al die dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, en die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. En in hierdie antwoord van Gideon, daar waar hy wegkruip, sien ons hy was self nie op so 'n goeie plek in sy geloofslewe nie. Sy familie is in die sonde van afgoderry vasgevang, dalk hy self ook. En nou het hy self ook begin twyfel of die Here regtig by hulle is. En hy wonder ook, hoekom hulle nie die wonderwerke waarvan hulle ouers vertel het sien nie. Sit ook die waarheid. En dan verwyd hy ook nog die Here, dat die Here hulle nou in die steek gelaat het. En soms kan ons self ook soos Gideon optree, nie waar nie. Ons maak droog, en as die Here ons deur beproewings tot bekering wil bring, dan verloor ons perspektief, en begin ons twyfel in die Here, en verwyd hom. Tog kan die Here sulke krom en twyfelende stokke as instrumente in sy diens gebruik, om kragtig reguit houer te slaan. En dit is wat ons sien in vers 14, as die Here na Gideon toe draai en vir hom sê, gaan met die krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. God stuur vir Gideon met krag. Maar hoor nou sy volgende reaksie hy. Sê in vers 15, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red?
Die familie waarna ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. Gideon laat ons hier so 'n bietjie aan Moses dink, nie waar nie. Hy soek die een na die ander verskoning, om nie die volk van die Midianiete te gaan red nie. Van alle persone sien Gideon homself as die minst waarskynlike persone vir hierdie groot werk. Sien homself as 'n arm man met geen aansien nie. Maar is juist sulke mense wat God ook kragtig kan gebruik, wanneer ons leeg word van onsself, en wanneer dit God se krag is wat in en deur ons werk. Dis waarvan Paulus in Kolossense 4:7 praat, as hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Paulus sê ook in Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Christus, wat vir my krag gee. En hoe groot is hierdie krag? God sê in Efesiërs 1 dat die krag wat hy in gelowiges uitoefen, is dieselfde krag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom aan sy regterhand laat sit het. En so kan God arm, onaansienlike, twyfelende kleipotte kragtig in sy diens gebruik. Ook ek en jy, wat soms soos Gideon ook maar baie verskonings het. En dis presies wat God vir Gideon antwoord in vers 16. Net die volgende vers as hy sê, Gideon, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Sien jy hoe God vir Gideon stelselmatig 'n visie begin vorm van sy beplande toekoms vir Israel? Al stribbel Gideon teë. Onthou wat ons aan die begin gesê het, 'n visie is daardie duidelike prentjie van die toekoms wat God vir leiers gee. En nou sien ons in Rigters 7 vers 9 tot 15 hoe God se visie vir Gideon nog duideliker word as hy saam met sy slaaf die nag daar in die Midianiete se kamp ingaan en hoor hoe die een man vir die ander een van sy droom vertel. So lees in Hoofstuk 7 vers 15 toe Gideon die droom en sy uitleg hoor, het hy die Here gedank en na die Israeliete se kamp teruggegaan en gesê, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. Gideon as leier kry so uiteindelik 'n duidelike prentjie van God se pad vorentoe vir Israel. Naamlik hierdie Midianiete wat hulle vir 7 jaar so onderdruk het, sal verslaan word. God self sal dit doen. Die Israeliete sal met ander woorde nie meer as vlugtelinge in grotte en langs bergstroompies hoef te bly nie. Daar sal ook weer 'n tyd kom waar daar gewasse op die lande is en die krale vol vee is. Vry van die Midianiete sal daar uiteindelik ook weer 'n ekonomiese herstel in die land wees. Daarom sê Gideon vir die Here dankie vir hierdie visie, hierdie prentjie van die toekoms. En so gaan hy terug na die kamp van die Israeliete en hy kommunikeer hierdie visie. Sê dan vir die manskappe, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. En dit inspireer en motiveer die manne en hulle koop in. En daarom begin hulle eensgesind om strategieë en plekke en planne in plek te sit om God se visie te bereik.
Ons lees hulle het daar in 3 groepe verdeel van 100 elk om so die kamp te omsingel en die man het elkeen 'n erkruik en 'n fakkel en 'n ramshoring gekry om so die Midianiete die skrik op die lyf te jaag. Ons lees ook hulle beplan het vir 'n baie spesifieke tyd. Die tyd toe die wagte die nag omgeruil het. Sien jy hoe dit aan die een kant God se visie is, sy plan vir Israel se toekoms. Maar hoe hy aan die ander kant ook van sterk leiers gebruik maak en goeie kommunikasie en strategiese denke en doelgerigte planne om sy visie te bereik. Dis nie die een of die ander nie, maar beide. En dan lees ons van daardie wonderlike veldslag waar God self eerste die groot slag slaan om hierdie visie te bereik. Die Midianiete in die kamp is so onverwags betrap en so in die war dat hulle somme mekaar begin doodmaak en op die vlug slaan. En so kan God ook steeds vandag in gemeentes groot dinge doen, groot verandering bring deur leiers en deur 'n duidelike visie van sy pad vorentoe, deur goeie kommunikasie en doelgerigte aksieplanne. Ons ploeter nie maar vorentoe nie, maar ons werk doelgerig na God se visie. Daar is nog 'n saak wat ons vandag moet sien. En dis dat God vir Gideon en sy manne nie net 'n visie gegee het nie, maar dat hy ook vir hulle die middele en die gawes gee om hierdie visie te bereik. God sê by herhaling vir Gideon, ek is by jou. Gideon is dus as leier nie een oomblik alleen nie. Ek lees ook in Hoofstuk 6 vers 34, die Gees van die Here het vir Gideon in besit geneem. In die meer letterlike vertaling staan daar, die Gees van die Here het Gideon vervul. En so het God hom deur sy Heilige Gees gelei en ontvang Gideon ook die gawe om leiding te neem. Ons sien derdens dat die Here ook vir Gideon genoeg manskappe gegee het om hierdie visie te bereik. Daar was eers 32.000 mans wat Gideon gevolg het. En jy dink hierdie arm, onaansienlike man. So lees ons in Hoofstuk 7 vers 3, 32.000 wat hom gevolg het. En later dan verminder God dit na net 300. Sodat hulle sal weet dat dit hy is wat hierdie oorwinning behaal en nie hulle nie. Tweedens gee God ook vir Gideon verskeie tekens om te bevestig dat dit hy is en dat hy Israel deur Gideon wil red. En laastens bewerk God self hierdie wonderlike oorwinning met maar net 300 manne teen die 135.000 van die Midianiete. So lees ons in Hoofstuk 8 vers 10. En dis ook wat vandag in gemeentes kan gebeur wanneer God se visie vir ons duidelik word uit die woord en ons gehoorsaam by God se visie inval. Dan wanneer ons betrokke raak by dit waarmee God besig is, dan beleef ons ook Jesus by ons, deur sy Gees in ons, net soos Gideon ook die Heilige Gees beleef het. En dan gee God ook vir ons genoeg mense met gawes en die middele wat ons nodig het. En dan bevestig God ook aan ons op verskillende maniere dat ons besig is met sy visie en sy werk. En dan kan God ook, al is ons 'n klein klompie mense met min middele, baie groot dinge laat gebeur. Maar dis net as ons by sy visie in, dit waarmee hy besig is inval. En nie
ons visie. Deel vanoggend graag met die ander gemeentes wat by ons inskakel, kortliks wat op die oomblik besig is om te gebeur by die Gereformeerde Kerk Sasolburg. Ons het deur 'n proses wat ons noem die vlamvatproses, ook bidend uit God se woord onder leiding van die Gees sy visie vir ons gemeente ontvang. Ons noem dit visie 2025 waaroor ons baie opgewonde is. Ons het dit nou ook al met ons gemeente gekommunikeer en ons het dit gister weer 'n keer met die gemeente gekommunikeer. En ons gebed is dat almal in die gemeente sal inkoop en dat dit ons sal inspireer en motiveer, want ons glo dit kom regtig van God af. Ons is ook al reeds besig vir 'n geruime tyd om doelgerigte strategieë en aksieplanne in plek te sit om hierdie visie teen 2025 te bereik. Natuurlik, net as dit die Here se wil is. En ons verwag en geloof dat die Here ook groot dinge in en deur ons gemeente gaan doen hier in Sasolburg. Indien enige iemand belangstel, meer wil weet hiervan, sal ons dit ook met graagte met julle wil deel. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend in die geskiedenis van Gideon gesien hoe God vir leiers sy visie gee, al stribbel hulle soms teë. Ons het ook gesien hoe belangrik kommunikasie van God se visie is en dat mense moet inkoop en hoe dit kan inspireer en kan motiveer en mense kan saamtrek. En God het ook vir ons kom wys hoe noodsaaklik doelgerigte strategieë en aksieplanne is om sy visie te bereik. Mag hy ook hierdie middele in al ons gemeentes gebruik om die verandering te bewerk wat hy graag wil sien. Amen. Kom ons reageer nou op dit wat die Here vir ons gesê het, deur met hom daaroor te praat in ons gebed. Here, soos Israel in Gideon se tyd, beleef ons ook groot beproewings in hierdie tyd. Baie van ons en baie mense reg oor die wêreld staar armoede in die gesig. Baie voel depressief en bang. Dit dwing ons ook op ons knieë en ons smeek U om hulp. Soos in Gideon se geskiedenis bid ons dat ons nie net in ons fisiese nood sal vaskyk nie, maar dat U veral ook ons geestelike nood vir ons sal wys. En daar waar ons besig is om te verkoel. Want soos Israel kan dit ook maar telkens met ons gebeur dat ons geestelik agteruit gaan. Wys vir ons as dit so by ons is. En bring ons altyd weer tot bekering as dit nodig is. Dankie dat U vir ons vanoggend weer kom wys het dat U arm, onaansienlike kleipotte kragtig in U diens kan gebruik. Die krag wat alles oortref, kom nie van ons nie, maar van U. En daarom weet ons ook dat U ons kan gebruik, al is ons vol tekortkominge. En al het ons self partykeer ook baie verskonings. Dankie dat U deur gebed en U woord en leiding van U Gees vir gemeentes 'n visie kan gee van hoe U wil hê 'n gemeente moet in die toekoms lyk. U woord wys vir ons duidelik hoe ons as gemeentes kan groei en kan verbeter en steeds meer gehoorsaam aan U kan word. Ons erken ook daarmee dat ons as gemeentes baie tekortkominge het. Help ons om U visie vir ons te verstaan en om dit duidelik te kommunikeer, want ons het gesien dit inspireer en dit motiveer. Help ons ook om eensgesind aksieplanne in plek te sit en dit te implementeer om U visie te bereik.
U het vir ons kom wys, dit gebeur nie van self nie. Dankie dat U net soos vir Gideon hulle, ook vir ons die middele en die gawes gee om U visie te kan bereik. Dankie veral vir die gawe van U Gees. Here, ons val in by U, en ons kan nie wag om te sien wat U in en deur ons gemeentes gaan doen nie. Amen. Kom ons loof ons koning, wat in beheer is van die volke, soos ons gesien het, en wat ook in beheer is van sy gemeentes. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit die 197, verse 1 en 2. God stuur ons uit na die erediens van die lewe met sy seun. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons afkondigings vanoggend. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en ons dankoffer na die erediens is vir die sustentasiefondse. Ons herinner jou maar net weer dat indien jy dit elektronies oorbetaal of met SnapScan, dat jy ook duidelik in die verwysing sal dui vir watter kollekte dit is. Ons krisisplan, soos julle nou weet, is ons eredienste steeds digitaal vir Junie maand. Ons sal aan die einde van Julie weer 'n besluit hier oorneem. Ons besoeke ook is slegs noodsaaklike besoeke deur die predikant. Ook in die vakansietyd is ons gesamentlike dienste met Valpark digitaal en ons tuingroepe kan saamkom as hulle wil en dan kan dit oorweeg, want dan moet hulle net aan al die veiligheidsregulasies voldoen vir eredienste in fase 3. Dan is ons vanoggend baie dankbaar om ook in ons gemeente op te neem dan die Dora Miller met 'n attestaat van die Gereformeerde Kerk Bronkhorstspruit en ook haar dogter Sophie Erasmus. Dan kan jy die volgende persone bid en hulle ondersteun. Amelia de Beer van Valpark gemeente het 'n rugoperasie gehad. Ons is dankbaar dat sy by die huis is en dat dit goed met haar gaan en ons bid haar die seën van die Here toe en wetenskap. Gerrit Kreer se broer het die week 'n beroerte gehad en is ook steeds ernstig in die hospitaal. Dink ook aan Jean Miller wat die baie met haar nek sukkel en geweldig baie pyn beleef. Aan die Estel van der Spy wat elke dag baie pyn beleef. Dan kom ons maar steeds ook aan almal wat alleen is of wat bang voel of wat depressief voel. Ons
dat ook aan julle in die tyd in ons gebede. En wie na ander liefverleed is, dan kan jy gerus vir jullie Dirk laat weet, of jy kan of vir vrou Jacqueline laat weet, dan sal ons ook vir die rest van die gemeente deurstuur. Volgende Sondag se gesamentlike diens is saam met Valpark, sal dit weer vir julle deurstuur. Daarmee sluit ons af vir vandag. Ons wens vir julle heerlike rustdag toe en ook 'n voorspoedige week. Totsiens.